Dink jy weet die seisoene help half in jou lewe om ook oor goed te skryf en hoe dit gebeur dat jy daai tyd so album gemaak het oor die verliefdheid en so, as ek maar vra. Ja, goeie vraag. Ek dink ek skryf nog altyd oor die menslike toestand. Dit was waar ek myself nog altyd gemaklik gevind het, want dan skryf ek oor iets wat ek weet. Ek gaan nou nie skryf oor hoe ek in my Cadillac deur Las Vegas ry nie, want ek het dit nog nooit gedoen nie. Ek hou daarvan om my te hou by my ervaringswêreld, my verwysingsraamwerk, my bekende verwysingsraamwerk. En toe ek vir jou geskryf het, die album, het gaan oor die hele proses van die liefde, van die eerste ontmoeting tot, ja, helaas die ontbinding. Het dit nie gegaan om 'n spesifieke verhouding nie, dit was maar jy weet, 'n samevatting van al die verhoudings wat ek tot op datum gehad het in daai tyd. En dan kan 'n mens 'n verhaal bou uit jou eie lewenservaring. Maar met hierdie album het ek dit was definitief spesifiek gerig op die verhouding tussen my en Danila. Dit het daaruit ontstaan en dit is maar my waarnemings, my ervarings wat spesifiek betrekking het op ons verhouding. So dit is in daai opsig nie 'n meer persoonlike album nie, maar 'n meer tematies toegewyde album. Ja, dat dit spesifiek gaan oor hierdie verhouding. Dit word nie as sodanig verklaar op die album nie, maar jy het gevra en daarom kan ek jou sê. Nee, omdat ons so baie tyd saam spandeer, dan as hy begin skep, dan kom ek en sê, o, ek hoor hierdie of ek hoor daai. So ons skep vreeslik lekker organies saam. En dit het veroorsaak dat ons saam toer. Ek op sy nuwe album bekendstelling doen ek die basgitaar en hy doen akoestiese gitaar en doen ons harmonieë. So dit help nogal dat jy kan nie 'n kat hê nie of 'n hond hê nie byvoorbeeld, maar jy kan mekaar hê ons. Maar ja, Wie die eerste move gemaak? Chris natuurlik. Ek het maar net daar gestaan, ek besig om te kyk na 'n ander kunstenaar nogal. En toe het iemand my op die skouer kom tik en gesê, "Hi, ek is Chris." En ek het gesê, "Hi, ek is Danila." En van daar was dit verby. Nie verby nie, maar die begin, bedoel ek. Ja. Of wat jy? Ja, vanaf daardie oomblik was die eensaamheid verby. Wat is jou weer? Nee, dis letterlik hoe dit gebeur het. Ek het eintlik ek het opgetree in Stellenbosch en sy was in die gehoor gewees. En toe ek haar sien, toe was dit onmiddellik, jou wil ek weer sien. En ek het geweet sy sal na die tyd kom na die verkoopsware toe en dan vra vir 'n foto en 'n handtekening, tog, want dis hoe dit werk. En sy het nie gekom nie en ek was verskriklik teleurgesteld. Gedink, maar waar op die aarde is sy? En toe by wyse, want ek gaan gewoonlik na afloop van 'n vertoning direk huis toe. Ek bly nooit na die tyd nie, maar by wyse van uitsondering het iemand my gevra om te kom kyk na 'n ander plek in die dorp om te kyk of ek daar sal speel. En ek weet nie hoekom nie, ek laat myself te oor praat en ek gaan toe soontoe. En toe ek daar kom, toe staan sy daar. So sy het van hierdie plek sommer direk na daai plek toe gaan, maar eintlik nie direk nie, want later sou ek hoor sy het huis toe gery. En toe gedink maar sy is uitgenooi na 'n ander plek toe. So laat sy maar so intoe gaan, toe draai sy om en net voor daai plek toe draai sy weer om en gaan huis toe, né? Ja. En toe draai jy weer om en gaan terug na daai plek toe. toe. Ag, ek het nou 'n gratis kaas en wyn. Ek was 'n student. So. En dankie tog vir die kaas en wyn aanbieding vir studente, anders het dit nooit gebeur nie. En so in die tyd wat ek nou gestaan en foto's handtekening met die mense gesels het, sy nou 2 keer heen en weer gery tussen die huis en die plek. En toe ek haar aankom, toe staan sy daar en toe weet ek, maar dis mos sy wat nie na die tyd gekom het nie, so ek sal maar. En ek het gegaan en myself voorgestel. Ons mekaar se hande so gevat, ons het vir mekaar 'n paar minute Ja, net so gestaan en kyk, Ja. soos idioote. Ja, soos idiote. Ja. Doodstil, nie 'n woord gesê nie. En toe sê ek wil haar nie onder druk plaas nie, maar so ek gaan nie vra vir haar nommer nie, want ek is so bang sy gee haar broer se nommer vir my. Toe gee ek vir haar my kontakbesonderhede en sê ek sal graag van jou wil hoor. Sy wag toe 3 dae. 3 dae. Uit beleefdheid. Ja. Vir jou. En 3 dae later is hierdie kille brief. Het gesê ek moet jou kontak. Ek kontak jou nou. Nou ja, in 'n geval. Van daar af het dit nou maar gegroei. Ons werk nou saam aan 'n projek wat ons DC noem. Want jy weet die Chris Camille en Danila, dis vreeslik baie lettergrepe.
Dis lank en ook ons vind mense is jaloers. Hulle soek hulle Danila of hulle soek hulle Chris en dan sê wat 'n verbastering is hierdie. Ons het eintlik hier gekom vir net die een of die ander. So ons het besluit om die werk wat ons saam pleeg te doen onder die vaandel van die see. En dit is wat ons dit noem. En ons sit nou met 'n stuk of 20 liedjies, so ons gaan dit in die loop van hierdie jaar opneem. Ons wag net vir hierdie verskriklike besige tydperk om verby te gaan. Ons is besonder geseënd hierdie jaar, ons het ons besigste jaar sedert dit omtrent 2010. En dan gaan ons dit opneem. En ja, dis vir ons baie opwindend. Ons kan eintlik nie genoeg kry daarvan. Elke keer as ons kyk nie meer TV of doen enigiets anders nie. Nou die aand toe sit ons met 'n DVD toe en ek weet ons moet seker hierdie jaar vir die eerste keer, ek dink in Junie, vir die heel eerste keer hierdie jaar besluit ons om 'n rolprent te kyk. En ons moes onsself oortuig en 30 minute in die ding in was ons so verveeld. So, moet jy maar net musiek speel nie. Lang tand gekyk, lang oog gekyk. Ja. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.